Goeiedag, baie welkom by hierdie virtuele erediens. Mag jy die Here se teenwoordigheid kragtig ervaar daar waar jy ook al hierna sit en kyk en luister na hierdie boodskap. En mag jy ervaar dat die Here met jou persoonlik praat daar waar jy is en dat hy jou ontmoet op daardie plek waar jy tans in jou lewe is. Tot onlangs het ek gereeld elke jaar Botswana besoek. En partykeer meer as 1 keer per jaar, maar ten minste 1 keer 'n jaar. En gewoonlik het ons by 'n grenspos daar in die Kalahari, Makatis Rust, in die Noord-Kaap het ons oor die grens in Botswana gegaan. En dan werk dit ons nou maar so by 'n grenspos, dat daar so 'n klomp vorms wat moet ingevul word, en 'n klomp vormpies en papiertjies, en dan moet dit ingevul word, en dan op die ou end word jou paspoort gestempel, en dan kan jy nou oor die grenspos gaan. Maar omdat ek swak sien en nie meer regtig kan lees wat op die vorm staan, en dit ook nie kan invul nie, het my assistent altyd vir my dit gedoen, want sy weet hoe my sig is, en dan vul sy dit in, en dan op die ou end sê sy net hier, en dan teken ek, en dan gee sy dit saam met die paspoort, en hulle stempel dit, en dan gaan ons in. En die een spesifieke keer toe ons oor die grenspos gaan, toe was sy besig om haar eie vorms in te vul, en ek dink my seun of ander mense was ook saam met ons, en hulle was besig met hulle vorms, so ek het gestaan en wag. En op 'n stadium het die dame wat aan die ander kant van die toonbank staan, die Botswana dame, het sy 'n vorm gevat, en sy het my paspoort nader getrek, en sy het begin om die vorm in te vul. En toe sy dit klaar ingevul het, toe stoot sy dit net so na my toe en sê ek moet teken, en sy stempel my paspoort, en sy gee my paspoort vir my terug. En ek was verstom, want ek het nie altyd goeie ervarings by grensposte nie, ek is nie lief vir 'n grenspos nie. En ek sê vir haar, joh, maar ek het nog nooit so iets beleef nie, ek is absoluut verstom oor jou vriendelikheid en jou hulpvaardigheid, ek is glad nie gewoond daaraan nie, so baie dankie daarvoor, en ek sal graag jou toesighouer se e-posadres wil hê, want ek sal graag hieroor kommentaar wil lewer. En toe kyk sy my so, en toe sê sy vir my, yes sir, but you must remember, I am the face of Botswana. I am the face of Botswana. En dit het vir my soos 'n preek geword, die woorde van die vrou. Want net so is ek en jy ook Jesus se gesig vir die wêreld. Die wêreld kan hom nie fisies sien nie, maar hy word sigbaar deur die lewens van sy mense, deur jou en my lewe. So hierdie vrou by die grenspos sê eintlik, ek is eintlik 'n voorsmaak van my land. Soos jy my beleef, so sal jy Botswana ervaar. Ek is vriendelik en ek is hulpvaardig, en so gaan jy ook Botswana se mense beleef en ervaar. I am the face of Botswana. En daarom die vraag, hoe lyk Jesus vir die wêreld? Dit hang grootliks daarvan af, van hoe sy mense, ek en jy, hoe die mense in die wêreld vir ons ervaar as gelowiges. So vanoggend se boodskap sluit aan by hierdie metafoor dat die wêreld iets van Jesus sien en iets beleef van Jesus deur die kerk, deur sy mense. So my tema vanoggend is, hoe ryk ons vir die wêreld? Maar voordat ons nou oor hierdie tema begin nadink, kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie ietwat vreemde manier by mekaar kan wees as gelowiges, en miskien is daar ook mense wat op hierdie stadium worstel met hulle geloof, wat ook hierna kyk en luister. Maar Here, ons is saam vanoggend of vanmiddag, of wanneer ons ook al hierna kyk, ons is saam in u teenwoordigheid. En Here, u ken elkeen van ons persoonlik, u weet waar ons in ons lewens is op hierdie stadium. U weet wat ons nodig het, Here, u weet waarmee ons worstel. U ken ons vreugdes en ons bekommernisse en ons hartseer en ons swaar kry dalk. U ken ons, Here, deur en deur. En daarom weet u ook waarom ons te ontmoet op ons pad. Daarom weet ons ook, Here, dat u woord nooit leeg na u toe terugkeer nie. Dat dit altyd uitgaan om verandering te bring, om te versterk, om te bemoedig,
en soms ook aan te spreek. So wil jy asseblief, Here, vanoggend ook, of wanneer ons ook al hierna kyk, met ons praat deur die woord en deur die Gees. Ons luister. Amen. Reuk is een van die mens se primêre sintuie. En dit speel 'n baie groot en 'n belangrike rol in almal van ons se alledaagse lewens. Ek dink ons weet dit baie goed. En as ons nou wil weet hoe belangrik is dit, vra miskien maar net vir iemand wat in die COVID tyd hopelik net tydelik sy reuksintuig of sy reuksin verloor het. Hierdie sintuig kan 'n kragtige uitwerking op 'n mens hê. Dit is net eenvoudig so. Dink byvoorbeeld aan die effek wat slegte reuk op mense het. Of reuke kan ons ook herinner aan sekere mense en sekere plekke en sekere gebeurtenisse en sekere tye in jou lewe. Jou reuksin kan dien as 'n waarskuwing. Dink ons almal het dit al ervaar wat jy sê daar brand iets, want jy kan dit ruik. So dis ook vir ons 'n waarskuwing. En dan het reuke ook soms die vermoë om in die lug te bly hang, lank nadat die bron van hierdie reuk al weg is. Ons het in Kimberley altyd 'n baie groot Bybelstudiegroep gehad op woensdaande en daar was 'n dame, sy is in die tussentyd nou al oorlede, so ek kan maar die storie vertel, wat gereeld die Bybelstudie woensdaande bygewoon het, maar sy het 'n baie prominente parfuum gebruik. En ons kinders het altyd gesê, wanneer die tannie opgedaag het vir die Bybelstudie, dan het hulle geweet sy's daar. Maak die saak waar in die huis hulle ook al was nie. En lank nadat sy al weg is, dan het ons almal geweet, sy was vanaand by die Bybelstudie. So reuke het 'n sterk invloed op die meeste van ons se lewens. En as ons terugkyk en ons beweeg terug in tyd, dan sien ons dat reuk net so 'n belangrike rol in die Bybelse tyd gespeel het. Dink byvoorbeeld net aan die reuk van wierook of ook aan die reukoffers wat die priesters gebrand het. En ook tydens die triomftogte was reuk baie belangrik. Die Romeinse triomftog het 'n baie lang geskiedenis. So wanneer 'n Romeinse generaal nou 'n spesiale oorwinning behaal het en hy het nou teruggekom na sy stad of sy dorp waar hy woon, dan is daar altyd 'n amptelike en 'n formele triomftog by sy terugkoms is vir hom gereël. En hy het dan in sy strydwa heel voor gery. Gewoonlik was dit getrek deur 4 perde en in sommige gevalle selfs deur olifante. En dan agter hom het sy leer dan aangekom. En agter die leer, agter die soldate, het dan die verslaane en die gevange vyand gevolg. En so is hierdie hele prosesie dan terug verwelkom deur 'n baie vrolike en 'n opgewonde skare natuurlik, want hulle het die oorwinning behaal. So tydens hierdie triomftog het mense dan blomme op die pad gegooi of in die strate gegooi, en wanneer die soldate dan nou daaroor marseer en die perde en die waans ry daaroor, dan is hierdie reuk van hierdie gekneusde blomme is dan vrygestel. En dan sou ook dikwels is daar natuurlik dan nou wierook langs die strate is gebrand, en dan het by hierdie geleenthede hierdie lieflike geur dan deur die hele stad versprei. So almal was op die ou end bewus van die oorwinning wat behaal is as gevolg van die reuk wat oor die stad gehang het. Reuk, kan 'n mens dan nou sê, het die oorwinning gesimboliseer. En selfs hulle wat dan nou nie by die feesvierings kon wees nie, hulle lewens was ook 'n bietjie opgekikker deur die aroma van die oorwinning wat in die lug gehang het. So die reuk het die oorwinning beklemtoon. Die enigste mense natuurlik wat nou nie eintlik saam die positiewe geur ervaar het of die reuk positief ervaar het nie, was natuurlik nou die vyand wat die stryd verloor het. Vir hulle was glad nie beïndruk met hierdie welriekende geur wat in die lug was nie. Inteendeel, die reuk het hulle daaraan herinner dat hulle verloor het, dat hulle verslaan is. So vir hulle was dit dan natuurlik 'n onaangename reuk. Dit was vir hulle eintlik 'n doodsreuk, want gewoonlik kort hierna het daar teregstellings gevolg. 'n Triomftog met die geur van oorwinning wat in die lug hang. En dis die beeld waaraan Paulus waarskynlik dink wanneer hy sy brief vir die gelowiges in die stad Korinthe skryf. So ons gaan 2 Korintiërs 2 lees van vers 12 tot vers 17 uit die 2020 vertaling. Toe ek in Troas aangekom het om die evangelie van Christus te verkondig en die Here reeds 'n deur vir my oopgemaak het, kon ek nogtans geen gemoedsrus kry nie, omdat ek my broer Titus nie daar aangetref het nie.
Daarom het ek toe van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek. Nou gaan ons vers 14 lees, en die Bybelvertalers gee hierdie verse wat nou volg, gee hulle die opskrif triomftog van die evangelie. Dit kon net sowel gewees het die triomftog van Christus, vers 14. Maar dank aan God wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer, en die geur van sy kennis op elke plek deur ons versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus aan God, vir die wat verlos word, en vir die wat verlore gaan. Vir laasgenoemde 'n reuk vanuit die dood tot die dood, vir eersgenoemde 'n geur vanuit die lewe tot die lewe. En wie is hiertoe bekwaam? Ons is nie so baie ander wat smous met die woord van God nie, maar ons praat in opregtheid, asof vanuit God, voor God, en dit in Christus. Hierdie paar verse uit Paulus se brief aan hierdie baie moeilike gemeente in die stad Korinthe. En op 'n manier is hierdie verse ook baie moeilike verse om op te fokus in hierdie boodskap. Want dit is baie opvallend hoe bekende teoloë en skrif- en taalkenners, hoe hulle toepassing van hierdie verse van mekaar verskil. Soms verskil dit nogal erg van mekaar. En soos ek die afgelope paar dae aan hierdie boodskap gewerk het ek 'n paar keer oorweeg om maar daarmee op te hou, om tou op te gooi. So my onuitgesproke gebed die afgelope paar dae was baie keer, ag Here, lê asseblief tog net 'n ander skrifgedeelte op my hart of 'n ander tema. Maar ek kon nie wegkom van 2 Korintiërs 2 nie, want in hierdie paar verse ontdek ons belangrike waarhede wat help om ons plek en ons invloed en ons verantwoordelikheid as gelowiges beter te verstaan. So Jesus gebruik gereeld metafore of beelde, ons weet dit, om ons as gelowiges se invloed in die wêreld te illustreer. Ons weet hy gebruik byvoorbeeld die beeld van sout of van lig of selfs byvoorbeeld 'n stad wat op 'n berg geleë is en wat sy lig versprei. Nou Paulus doen dieselfde. Hy vergelyk ons byvoorbeeld met 'n liggaam. Hy sê ons is die liggaam van Christus en dan op 'n ander plek beskryf hy ons nou weer as briewe. En nou hier waar ons gelees het, gebruik hy een van ons sintuie as beeldspraak om ons invloed te beklemtoon. Ons invloed in die wêreld. Hy gebruik ons reuksintuig. So kom ons kyk daarna. Paulus maak 'n stelling hier in vers 14 wat 'n mens eintlik vir my in elk geval tot stilstand ruk. Want hy praat van Christus se triomftog. En dis dan wanneer ek wil sê nee, wag 'n bietjie. 'n Triomftog? Nee broer Paulus, jy het dit mis. Ek weet jy het ook in moeilike tye gelewe. Ek weet van jou persoonlike vervolging en jou lyding en van jou swaar kry, ek weet daarvan. Ek weet van die Romeinse juk wat julle stikkend geskaaf het. Maar weet jy, hoe lyk die wêreld waarin ons vandag moet probeer oorleef? Weet jy? Alles is net groter en alles is net erger. Ons praat nie meer van swaarde en van spiese en van strydwaans nie. Nee Paulus, ons praat van wapens van massa vernietiging, uitwissing. Weet jy hoe heers chaos en vernietiging in die 21ste eeu? Weet jy? Rondom ons is daar onophoudelik verwoestende oorloë, dit hou net nooit op nie. Die wêreld kan mens amper sê is deurdrenk van geweld en moord en haat en verkrachting en uitbuiting en hongersnood en vloede en droogtes en vernietiging van die natuur. So kan ons aangaan, Paulus. Kyk net 'n bietjie nuus, Paulus, of praat 'n slag met mense. En dan praat jy van 'n triomftog. Ek en my kollegas bid weekliks saam in 'n virtuele gebedsgeleentheid. En ons bid dan by die geleenthede ook elke week vir een of ander land in die wêreld. Weet jy hoe lyk die statistiek, Paulus? Hoe klein die getal Christene in so baie lande is? Hoe hartverskeurend en haglik is die lewensomstandighede baie keer? Hoe bloedig is hedendaagse vervolging? Hoe dit soms lyk asof die groei in die ander wêreldgodsdienste die evangelie versmoor.
En dan praat jy van 'n triomftog, Paulus? En wanneer ek nou uiteindelik klaar stoom afgeblaas het, en klaar gekla het, en Paulus klaar beskuldig het van onkunde, en al my besware en al my bewyse gebring het, dan staan dit steeds daar. Dit staan steeds daar. Paulus se woorde aan die Korintiërs, en ook aan jou, en ook aan my. Dit staan vas, onveranderd, staan al daar vir 2000 jaar. En niks wat ek sê, kan dit verander, wat daar staan nie. Die triomftog van Christus. So waar ons hierdie paar verse lees, dan moet ons dit nie lees in isolasie nie. Maar ons moet dit lees teen die agtergrond van die hele 2 Korintiërs. En as ons dit so lees teen daardie agtergrond, daardie konteks, dan sien ons dat hierdie triomftog waarvan hy hier praat, gebeur teen die agtergrond van die kruisgebeure en van die opstanding. 'n Paar Sondae gelede het ons Jesus se intog in Jerusalem gevier. Palmsondag. En langs die strate was opgewonde mense met hosannas en met palmtakke en met hulle klere wat hulle op die grond oopgegooi het. En Jesus ry op 'n donkievul. Hy ry Jerusalem binne. Hy ry na sy klugverhoor. Hy's op pad na sy teregstellingsplek. Op pad na 'n kruis, 'n rotsgraf, om geslag te word, om geoffer te word, die lam van God. Maar dan roep Paulus ons op om verder te kyk, om dieper te kyk, om anders te kyk en eintlik om die onsigbare te kan raak sien. Want die intog in Jerusalem is veel meer as wat die oog kan sien. Dis nie net 'n intog nie, maar 'n triomftog. Nie 'n triomftog van 'n Romeinse generaal nie, maar die triomftog van die Skepper, die onderhouer van die ganse kosmos. Die koning van die konings en die heerser van die heersers. Dis sy triomftog. Die triomftog waarvan die oorwinningsaroma die ganse skepping deurtrek. Dit vier die oorwinning oor alle bose magte. Dit vier die oorwinning oor gebrokenheid en oor siekte en oor hartseer en oor lyding en oor dood. Dis nie net Golgotha nie. Dis 'n troonsaal. Dis nie net 'n kruis nie, maar dis 'n kroon. Dis nie net die lam nie, maar dis die leeu van Juda. Dis nie net die duisternis wat op Golgotha neerdaal nie, maar dis die blink môrester wat opkom. Dis nie net die God van die Jode nie, maar van elke volk en stam en taal en nasie. Nie die dood nie, maar lewe. Ewige lewe. Die triomftog van Christus. Dis die triomftog van 2 Korintiërs 2. En wat dan nou van my klagtes by Paulus oor die wêreld waarin ek en jy leef en sy gebruik van die woord triomftog, wat nou daarvan? Teen hierdie agtergrond verdwyn dit soos 'n misdamp in die son. Want te midde van die gebrokenheid rondom my en in my sien ek 'n kruis, 'n oop graf, 'n seëvierende koning, Christus die Here. Sien ek die triomftog waarvan Paulus praat? En hoe weet ek dis waar? Ek weet dis waar, want dit het Paasfees geword. Ek weet dis waar, want ek sien dit wanneer ek met God se mense te doen kry. Van die beste bewyse vir die triomftog is die veranderde lewens van gelowiges. Lewens wat nuut geword het, wat anders geword het. Mense wie se gebroke verhoudings met God herstel is. Mense wat Jesus se gesig vir die wêreld wys. Wat wys dat die triomftog 'n werklikheid is. En dis waarom ek met die storie van Botswana begin het. Ja, Paulus, ons sien met ons geestesoë. Ons sien wat jy sien.
die triomftog van Christus. Maar dit bring ons tog by 'n vraag. Ek wil vir jou vra, waar sien jy jouself in hierdie triomftog? Waar is jy? Want vers 14 gaan so, Paulus skryf, hy sê, hy voer ons altyd saam in sy triomftog. 83 vertaling. Nou onthou die metafoor wat Paulus waarskynlik hier in gedagte het, is 'n Romeinse triomftog. So die generaal, die oorwinnaar, hy is heel voor. En dan kom sy soldate, en dan kom die gevangenes, die ter dood veroordeeldes. Of as hulle nou gelukkig was, dan het hulle ten minste dan net slawe geword. Nou ons weet in hierdie metafoor dat Jesus lei die triomftog, dit weet ons. Hy is die oorwinnaar. Paulus beskryf dit baie duidelik in Kolossense 2. Hy sê, nadat Jesus nou die bose ontwapen het deur sy kruisdood en deur sy opstanding, dan skryf Paulus, het hy, dis nou Jesus, hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. So omdat ek en jy een is met Christus, deel ons in die triomftog. Stap ons saam. Maar waar is ons in hierdie optog? En dis nou net hier waar die verskillende perspektiewe oor 2 Korintiërs 2 so interessant raak. Want vanuit een perspektief is ons op 'n manier saam met Jesus oorwinnaars. Deel van die seëvierende, triomferende volgelinge van hom. Onthou Paulus noem ons op 'n stadium meer as oorwinnaars in Romeine 8. Maar die gedeelte wat ons gelees het, se dekor, se agtergrond is die kruisgebeure. Die krag van die evangelie te midde en ten spyte van lyding. Krag van die evangelie te midde van lyding. So, die regte plek om jou en my in hierdie triomftog te sien, is agter. Daar agter tussen hulle wat weggevoer word, wat meegevoer word in hierdie triomftog. Daar tussen die ter dood veroordeeldes, tussen die slawe, tussen hulle wat alles moes prysgee, wat oorgegee het, wat afgegee het, wat geen regte meer oor het nie. Dis waar ek en jy loop. Dis waar ons loop in hierdie beeld van Paulus. En dis waar Paulus homself ook in die triomftog sien. Calvin sê uitdruklik, Paulus sien homself nie as 'n oorwinnaar nie, maar as 'n gevangene in Christus se triomftog. Want deur Paulus se lyding word die geur van Christus oral versprei. En dis die paradoks van die triomftog. Hierdie groot paradoks. Die vreugde van oorwinning deur lyding aan die kruis. Vreugde en lyding. Dis 'n paradoks. Dis ook die paradoks van die evangelie. Die vreugde van redding en vryspraak aan die een kant, maar steeds is daar meermale hartseer en lyding en swaar kry. 'n Paradoks. Vreugde en dan aan hierdie kant hartseer en lyding. Maak nie sin nie. Maak nie sin nie. En dis hoekom die goeie nuus van die evangelie nie goedkoop is nie. En dis hoekom die goeie nuus dwaasheid vir die Grieke destyds was en steeds vandag vir biljoene mense in die wêreld. Hierdie paradoks. Dood aan onsself is 'n vereiste vir elke volgeling van Christus. Om te kan deel wees van hierdie triomftog, moet ons lewens verloor, ons lewens aflê, moet ons afgee, oorgee, sterf aan onsself, moet ons buig onder sy heerskappy. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg, sê Jesus in Matteus 16. Iemand met 'n kruis op sy skouer is 'n ter dood veroordeelde. Hy gaan sy lewe verloor. En so werk die geur van Christus. Wanneer ons lewens die gebreekte geur van lyding dra, dan versprei ons getuienis die kennis van God. God se krag word deur jou en my swakheid geopenbaar. Net soos Christus se oorwinning deur die kruis kom. Nie deur menslike suksesse nie,
maar deur my en jou gebrokenheid. Die geur van Christus kom nie net deur enigiets anders nie, maar dit kom slegs deur deel te hê aan die kruis. En hoe gereeld sien ons dit nie in die praktyk nie. Dis asof gelowiges se hantering van swaar kry, juis Christus se gesig vir die wêreld baie duideliker wys. Die geur van Christus sterker versprei. Die blomme in die Romeinse triomftog was deur die voete en die perdepote was dit gekneus en dan was die geur sterker vrygestel, selfs as voorheen. En so is die geur sterker in die gekneusde lewens van baie mense. Ons sien dit tans by intieme vriende van ons, in 'n lewe waarvan daar net enkele weke oor is. En rondom hulle is die geur van Christus, die aroma van ewige lewe. So, ek en jy is in 'n triomftog. Maar wat doen ons daar? Ek en jy wat meegevoer word in hierdie triomftog. Wat doen ons daar? Ons triomftog sluit die hele wêreld in. En Paulus skryf dat die Here die geur van sy kennis op elke plek deur ons versprei. Elke plek waar ek en jy is, waar ek en jy gaan. So daar versprei ons hierdie geur. En dis byna vir my 'n ontnigterende gedagte om te dink oral waar ek gaan, regtig oral waar ek gaan, gestuur as ek nou 'n woord kan maak, 'n geurverspreider van Christus, soos die geur van wierook en blomme in die Romeinse triomftog die oorwinning verkondig het, so versprei gelowiges die geur van Christus se oorwinning aan die kruis. Maar dan vra Paulus 'n baie tergende vraag vir my, want hy vra, wie is nou eintlik hiertoe bekwaam? Met ander woorde, wie kwalifiseer nou eintlik regtig as geurverspreiders? Wie is regtig goed genoeg om oral waar hulle gaan die geur van Christus te versprei? Wie? En dis dan wanneer ek moet bely, ek voel totaal onbevoeg daarvoor. En dalk voel jy wat nou hierna kyk en luister ook soos ek baie keer voel, of meestal voel. Want ek weet hoe gereeld versprei ek 'n ander geur. Ek noem dit my eie geur. Dis 'n afstootgeur. Dis 'n geur wat aan die mensdom vaskleef sedert die tyd van Genesis 3. Dis 'n eie ek geur, dis 'n selfsugtige geur. Dis 'n eie sinnige geur. So ek sal dadelik vir Paulus wil sê in antwoord, nee Paulus, ek is nie hiervoor bekwaam nie. Om die waarheid te sê, soms voel dit asof ek nie eers in hierdie triomftog hoort nie. Want jy sien Paulus, net soos wat jy geskryf het, sukkel ek ook meermale omdat ek doen wat ek nie graag wil doen nie. Dis die realiteit. Maar dis dan wanneer ons moet vashou aan die wete. Dis nie my en jou emosionele toestand, of dis nie hoe ek en jy voel, of selfs hoe ons dink, wat ons plek in die optog verseker en waarborg nie. Dis slegs God se genade. Hoor net 'n bietjie wat sê Paulus hieroor. Hy sê nie dat ons uit onsself bekwaam is om te reken dat iets uit onsself kom nie. Nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak. So skryf hy in 2 Korintiërs 3. Calvin het 'n interessante ding oor hierdie vraag van Paulus geskryf. Hy het gesê, hierdie vraag van Paulus vernietig alle selfvertroue. Die vraag oor ons bekwaamheid. Want so skryf 'n ander teoloog, ons getuienis, ware getuienis, begin met 'n diep gevoel van onbekwaamheid. Ware verspreiders van die geur van Christus leef in afhanklikheid van sy genade. Maar daar is tog iets vreemds aan hierdie geur wat ons as gelowiges moet versprei. Want ons het gelees, vir mense wat verlore gaan, is hierdie geur 'n reuk van uit die dood tot die dood. En vir mense wat verlos word, is dit 'n reuk van uit die lewe tot die lewe.
So hierdie reuk het verskillende uitwerkings. Sommige sal dit verwerp en ander sal dit verwelkom. Die geur wat ek en jy dra, het 'n effek op almal rondom ons. Maar nie almal ervaar hierdie geur dieselfde nie. En daarom noem ek dit 'n vreemde geur. En miskien is 'n goeie voorbeeld daarvan dalk reukwater. Miskien is dit 'n goeie voorbeeld, want een persoon hou van 'n sekere parfuum en dieselfde parfuum kan vir iemand anders 'n hoofpyn gee. En net so werk dit geestelik ook. Die teenwoordigheid van Jesus in ons lewens kan vir sommige mense aanloklik wees. Hulle word daardeur aangetrek. Hulle vind daarin hoop en vreugde en lewe. Maar vir ander is dit afstootlik. Hulle hou nie van hierdie Jesus geur nie. Dit reik vir hulle na oordeel, dit reik vir hulle na dood, want dit dwing hulle om na hulle eie lewens te kyk en dit te ondersoek. En as hulle onveranderd sonder Christus wil voortleef, dan wil hulle niks van hierdie geur weet nie. Dieselfde geur, maar verskillende reaksies daarop. Dis 'n vreemde geur. Maar dis belangrik om te verstaan, die geur verander nie. Dis steeds die geur van Christus, die oorwinnaar in sy triomftog. Wat verskil is die geestelike reuksintuie van hulle wat dit ontvang. Die een ruik lewe, want hulle is ontvanklik vir die evangelie. Die ander een ruik dood, want hulle harte is verhard. Dieselfde boodskap, verskillende reaksies. Toe die ou man Simeon destyds daar in die tempel die Jesuskind vasgehou het in sy arms, toe hy geprofeteer en gesê, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie. Lukas 2. Vir sommige is Jesus die geur van lewe en vir ander is hy 'n doodsreuk. Die resultaat of die uitwerking is nie in jou en my hande nie. Ek en jy versprei 'n geur. Want hoeveel keer in my lewe het ek al geweet iemand is 'n gelowige sonder dat ek eers nog die persoon leer ken het. Iets sien doen het. Selfs iets hoor sê het. Ek weet dit net. Dis die geur. En as ek dit later toets, dan was ek meestal reg. Ons het op 'n keer dit op 'n baie verrassende manier ondervind. Ek en Elise was op 'n stadium op 'n internasionale vlug en ons sitplekke was so half amper heel agter in die linkerkant van die vliegtuig. En soos wat ons in die paadjie afgestap het, het ek gesien daar sit klare dame in die ry waar ons sit 3 sitplekke. En sy sit teen die venster en ons het daar gaan sit, Elise langs haar en ek teen die paadjie. En ons gesien sy lees in 'n tydskrif en toe Elise nou so kyk, toe sien sy dis 'n Christelike artikel wat hierdie vrou besig was om te lees. En Elise vra vir haar, is u 'n Christen? En sy sê ja. En Elise sê ons ook. En toe sê die vrou, ek weet. Ek weet. Hoe het sy geweet? 'n Vrou van 'n ander land, 'n ander kultuur, maar 'n Christen. Sy het geweet. God se kinders versprei 'n geur. Die tragedie is, soms is dit nie die geur van Christus wat ek en jy versprei nie. En ons weet dit as ons eerlik is met onsself. Soms is dit my eie geur. Soms versprei ek 'n geur wat aantrek en soms 'n geur wat afstoot, wat wegstoot. Soms 'n geur wat God verheerlik en soms 'n geur wat sy naam oneer aandoen. En ek kan soveel kere in my lewe onthou waar ek nie die geur van Christus versprei het nie. Ek was in sulke situasies 'n geur wat afstoot, 'n geur wat sy naam oneer aandoen, 'n geur wat myself en heel waarskynlik ook ander gelowiges wat my ken, teleurgestel het. Soms kan die geur wat ons versprei nie eers onderskei word van die reuk van die wêreld waarin ek en jy lewe nie. Dit ruik maar net dieselfde. Ek het al baie keer gewonder wanneer ongelowiges in ons huis kom, wat al baie gebeur het, of wanneer hulle met my te doen kry, op watter manier sal hulle agterkom ek is 'n Christen? Moet hulle gaan kyk hoe lyk die boeke op my rakke? En dan sê hy seker 'n Christen? Of nog erger sal ek dalk vir hulle moet sê
terloops, ek is 'n Christen, ek sê dit maar net dat julle kan weet. Of sal hulle by wyse van spreuke oor ons drempel kan stap en dan verras en oorweldig word deur 'n onbekende heerlike geur wat hulle aantrek? Ek wonder. Die ongemaklike en die ongerieflike vraag van 2 Korintiërs 2. Watter geur versprei ek? Want die geur van ons lewens kan nie aan en afgeskakel word nie. Dis altyd daar. Dis onafwendbaar daar. Sy geur of my geur. Dit hang in die lug oral waar ons gaan. En dan hoor ek weer die stem van 'n vrou by 'n grenspos. I am the face of Botswana. Wat kan ek en jy vanoggend met ons saamneem uit hierdie paar verse? Daarmee sluit ek af. Eerstens, ongeag die stikkindheid en die gebrokenheid rondom my, is Jesus op sy triomftog in die wêreld. Tweedens, hy wil my gebruik om die suiwer geur van sy oorwinning te versprei, oral waar ek gaan. Derdens, uit eie krag kan ek dit nie doen nie, maar wel deur hom wat my daarvoor toerus en my bekwaam maak. Vierdens, dit beteken dat ek sy geur moet versprei ook wanneer dit nie goed gaan met my nie, selfs te midde van swaar kry en lyding. En dan laastens die ongemaklike vraag, versprei ek my geur of sy geur? Hoe reik ek en jy vir die wêreld? Kom ons bid. Here, ons word eintlik op 'n manier tot stilstand geruk deur hierdie paar verse wat Paulus geskryf het, wat vir 2000 jaar lank al vas staan. Die triomftog van Christus. Die triomftog te midde van 'n gebroke wêreld en 'n stikkende wêreld. Die triomftog te midde van pyn en lyding en hartseer en dood. Die triomftog. En U roep ons as deel van U triomftog om die geur van U kennis te versprei oral waar ons gaan. En nou moet ons bely en erken, Here, so baie keer dan versprei ons nie U geur nie, maar 'n ander geur. 'n Ander geur wat maar net so ruik soos die geur van die wêreld. En daarvoor vra ons vergifnis en wil ons weer opnuut sê, Here, help ons asseblief deur die werking van die Heilige Gees, sodat ons U geur sal versprei. En daarom wil ek bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees met ons sal wees en met ons sal bly, sodat ons die geur van sy triomftog oral waar ons gaan versprei. Amen. Afkondigings NG Kerk Grootbrak Rivier vir die tydperk 19 tot 26 April 2026. Sondag 19 April 2026. Die Leefkerk, die alternatiewe erediens wat om 5:00 in die kerksaal gehou word gelei deur Dominee Leon Cronje. Woensdag 22 April 2026. Die blokbyeenkoms van blok 17, dit is van Pienaar en Dwarswegstrand en blok 18, Outeniqua Strand en onder, vind om 6:00 die aand plaas in die kerksaal. Aangesien blok 19, Outeniqua Strand bo en blok 20, Glentana tot George, tans nie 'n blokleier het nie, vervroeg ons die datum van blok 19 en 20 se blokbyeenkoms om plaas te vind saam met blok 17 en blok 18, soos hierbo uiteengesit. Kontak die kerkkantoor vir meer inligting. Ook belangrik, daar's geen kooroefening nie. Die oefening hervat weer Woensdag 29 April.
Sondag 26 April 2026. Die erediens is om 9:00 en dit word gelei deur Dominee Leon Cronje. Daar's geen kleuterkerk nie. Die ouers is welkom saam met kinders in die konsistorie. Daar is wel kategese. Die spesiale offer by die deure is vir Radio Pulpit. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Die Groenkloof preek om 10:00 is digitaal. Leefkerk, alternatiewe erediens om 5:00 in die kerksaal, gelei deur Dominee Leon Cronje. Bedieninge. Die eiendomsbediening. Die eiendomsbediening vra dat u asseblief geduldig sal wees met die gat in die plafon. Ons wil van die geleentheid gebruik maak om foutopsporing te doen en toeganklikheid te verleen vir die herstelwerk aan die dak. Getuienisbediening. Wolwedans boodskap, sop en brood. Ons nooi die gemeente om weer deel te neem aan ons projek om 'n bemoedigende boodskap, 2 liter sop en 'n brood te voorsien aan 115 gesinne elke tweede week. Die uitreikdatums vir die 3de kwartaal is 22 April, 26 Mei en 3 en 17 Junie. Behoeftes vir die getuienisprojekte. Die getuienisbediening se uitreikarm na Wolwedans begin met 'n kunsvleitprojek en skenkings van die volgende sal ons baie help. Skere, ou tydskrifte, prit of gom, ou waterverf, akrielverf, ou kwassies, inkleurpotlode, naalde, garing en wol. Baie dankie vir u volgehoue meelewing, omgee en ondersteuning. Die omgeebediening. Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Die ondersteuningsbediening. Ons voorsien hulp in die vorm van onder andere rygeleenthede na doktersafsprake, hulp met inkopies en ondersteuning aan eensaames. Want dit is God se hart vir die wees en die weerloses. En as gemeente is dit ook ons hart vir ons medemens en gemeenskap. Die kontakpersone is Rihanna Briers by 081 039 8853 en Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Neem asseblief kennis van die volgende. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Charnay Viljoen en Dominee Leon Cronje besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Kantoorure is Maandag, Woensdae en Vrydae tussen 08:30 en 12:30. 'n Seisoen van konflik, 'n seisoen van geleenthede. Die NG Kerk Grootbrakrivier nooi u uit na 'n ontbyt en 'n geleentheid vir saamgesels oor die onrus in ons wêreld. Dit vind plaas 30 Mei 2026. Die tyd is 8:30 vir 9:00. Die plek is ons kerksaal. Die koste is R75 per persoon. Die spreker is Mike Bernard.
Mike was 25 jaar betrokke by Geopende Deure en is tans by Dialogos as sendingkonsultant en analitiese strateeg werksaam. Hy is ook die stigter van In Context International. Dis 'n mediabediening wat die wêreldgebeure vanuit 'n koninkryksperspektief interpreteer. Antwoord asseblief teen 22 Mei 2026 by die kerkkantoor. Die nommer is 044 620 2205. WhatsApp broadcast groep. WhatsApp broadcast laat jou toe om dieselfde boodskap privaat aan verskeie kontakte te stuur sonder om 'n group chat te skep. Om 'n broadcast boodskap te kan ontvang, moet u die nommer waarvan die boodskap kom op u selfoon gestoor hê. Stoor asseblief dus die selfoonnommer van ons gemeente 073 319 9807 so gou as moontlik op u eie foon. Ons gaan 2 maande toelaat vir die oorskakeling van kommunikasie wat u reeds op die blok se WhatsApp groepies ontvang na die broadcast metode. Die blokgroepies sal voortaan gebruik word vir kommunikasie wat blokgeleenthede behels. Ons wil graag verseker dat geen gemeentelid verlore gaan nie en vra u dus om asseblief 1 lid per gesin se selfoonnommer, volle name, van en adres aan die bogenoemde selfoonnommer deur te gee. Vir enige navraag, kontak Dominee Charney, Dominee Leon of Hendrik Saaiman wat die kommunikasiebediening lei. By die nommer 073 319 9807. Brandwag Boerebazaar, Saterdag 25 April 2026. Almal is welkom om saam te kom kuier op Brandwag vir 'n feestelike boerebazaar op die kerkgronde. Vanaf 9:00 die oggend is alle buitestalletjies oop. Om 10:00 open die gebak en om 11:00 die vleistafels. Bring u vriende saam en kom deel in ons dankbaarheid en kom geniet 'n heerlike kuiertjie op Brandwag. NG Kerk Grootbrakrivier het ook 'n gemeentefees Saterdag 2 Mei 2026 van 8:00 tot 12:00. Gemeentefeeslyste sirkuleer tans. Bydraes kan ook by die kerkkantoor of deur die internet inbetaal word. Enige bestanddele is ook baie welkom. Dui dit asseblief op u lys aan of kontak die betrokke persone. Die bestanddele moet asseblief 'n week voor die gemeentefees by die betrokke sameroeper of by die kerkkantoor ingehanteer word. Ons rekening is NG Kerk Grootbrakrivier, FNB, die rekeningnommer is 53083 186 511. Die takkode is 210314. Indien u 'n EFT doen, moet u dit asseblief as grootletter G feesmerk, u bloknommer en u van bysit asseblief. Indien u graag wil betrokke raak of 'n skenking wil maak van, kan u asseblief die volgende persone kontak. Roosterkoeke tafel, kole en konfyt, vars van die kole, vuurwarm stoomtrek lekkerte soos net 'n roosterkoek kan wees. Heel sonnevulsel R20 elk. Konfytvulsel R25 elk. Met kaas R25. Konfyt en kaas R30 elk. Hoendermayo R30. Curry mince R35. Ons benodig mense wat 1 maal pot curry maalvleis en 1 maal bak chicken mayo kan voorberei, as ook mense wat bereid is om by die roosterkoektafel te help op die dag. Skakel vir Pieter van der Merwe by 082
920 2662. Die wit olifanttafel. Skatte en snaaksighede. Kommervrye koop met reuse winskopies. Iets vir elkeen. Skenkings is ook baie welkom by lokaal 6 op Maandag, Woensdae en Vrydag. Annelien de Swart is die kontakpersoon en haar nommer is 082 495 5011. Die boektafel. Kom sniffel rond tussen pragtige tweedehandse boeke. Lees en lag en leer. Skenkings is ook welkom by die kerkkantoor op Maandag, Woensdae en Vrydag. En Annelien de Swart is ook die kontakpersoon daar. Haar nommer net weer 082 495 5011. Smil lekker nageregtafel. Soet sondes. Nog steeds die beste in die Weste. Puddings en nageregte teen net R18 per bakkie. Indien u 'n pudding skenk, dui asseblief net aan of dit 'n warm of 'n koue pudding is. Roomys en foeliebakke is beskikbaar. Kontak vir Dirk en Dorette Visser by 082 416 3281 indien u betrokke wil raak. Die curry en rystafel. Curry 'n bietjie, geurig en vol huislike smaak. Ouma sou trots wees. Skenkings van rys sal waardeer word. R40 vir 'n lekker groot porsie. Die kontakpersone is Barbara Gericke 082 411 122 en Corita de Pre by 084 265 9487. Die Susati tafel, stok en smil. Ons skakel hoenders om in 'n feesmaal op 'n stokkie. Perfek gebraai en propvol geur. R18 per Susati. Die kontakpersoon is Eddie en sy nommer is 082 920 1829. Jaffels, R25 elk. Kom geniet ons kraakvars jaffels met geurende maalvleis vir oud en jonk. Wenk, die jaffels kan gevries word, kan skoolpouse 'n lafenis wees en bejaardes 'n maaltyd soos van ouds. Kom koop en geniet. Die kontakpersone is Whitey van der Merwe 082 771 0887 en Corrie Pieters 082 327 9527. By die teetuin kan ons gaan koek en klets. Kom sit onder die sambreel en geniet 'n koppie koffie of tee met 'n stukkie vars gebakte koek. Enige bydrae van gebak sal waardeer word. Die pryse is as volg: koffie R20, tee R15, koek R25. Dominee Charney Viljoen is die kontakpersoon daar 083 294 6640. Pannekoektafel, strooi en rol. Ons pannekoeke is sag, warm en vol geur. Ons benodig asseblief skenkings van eiers, meel, suiker en olie. Die pannekoek word verkoop teen R7 elk. Elsabie Richards is die kontakpersoon. Haar nommer is 082 887 6712. Groentetafel. Kraakvars natuurlekkers, vars uit die tuin, gesond, geurig en geen preserveermiddels. Renay Foster se kontak is 082 338 2364. Jam, dis die Jesus and Me kindertafel. Kom geniet julle gate uit. Ons benodig asseblief geldelike bydraers, spesifiek gemerk vir die kindertafel asseblief. Lekkers of oulikhede om op die dag by die kindertafel te verkoop, as ook skenkings van tweedehandse speelgoed vir ons tombola tafel.
Skenkings kan tydens kantoorure by die kerkkantoor afgegee word. Die kontakpersoon is Tanya Hewitt en haar nommer is 066 232 6704. Lewerkoekies. Slegs vir voorafbestellings en om Saterdag af te haal. Groot, hulle is 9 cm in deursnit, teen R10 elk of 6 vir R50. Bestellings sluit Maandag 28 April. Onthou, hierdie koekies vries goed. Corrie Pieters is die kontakpersoon by telefoonnommer 082 327 9527. Die NG Kerk Beaufort Wesmoeder gemeente bring ook 'n lam uit die hartjie van die Karoo teen R130 per kilogram. Halwe lam is beskikbaar of 'n heel lam. Spesifiseer net of jy die bout heel wil hê, restchops, alles chops, boude en blaaie heel restchops. Maak bekend hoe u skaap vir ontvang. Kontak vir Jaco by 082 576 9344 om jou bestelling te plaas. Die bestelling sluit 20 April 2026. Daar sal ook 'n vleistafel by die gemeentefees wees. Verjaar se hoogtepunt is 'n potjiekos kompetisie. Kom wys jou kookvernuf. As jy lus het om deel te neem hieraan, maak bekend waar jy behulpsaam wil wees, het sy om 'n pot te maak of om 'n kaartjie teen R100 per bord te kom eet en lekker saam te eet. Inskrywings is by Roan Viljoen 082 762 0003. Beoordeling vind plaas 12:30 waarna almal saam kan eet en geniet. Die kaartjies vir gemeentelede en besoekers is R100 per bord en word so deel van hierdie wonderlike nuwe ervaring by ons bazaar. Verbly julle in die hoop, vrees, standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in gebed. Dit is die gebed van Radio Feba vir Suid-Afrika en spesifiek vir hulle Chinese bediening. Ons gebed vir hulle is dat Feba Chinese bedieningsspanne wat uitdagings in hulle eie land ondervind, gedra sal word en vra dat elke program die evangelie vuur in luisteraars se harte sal kan aanwakker. Ons webwerfadres is www.nggrootbrak.co.za. 19 April 2026, 1. Daar kry u die erediensbediening, die skakel na ons YouTube erediens deur Dr. Frans Hanke. 2. Die getuienisbediening. Nuusbrief van Missie Japan se kinderpaasfees en ook die nuutste nuusbrief van Lenet uit Madagaskar waar daar ook probleme is met brandstofverkryging. 3. Die Bybelstudiereekse. Skep asem vir vandag is 'n heerlike positiewe begin vir elke dag. Die weeklikse stof tot nadenke se tema is God se vergifnis. Gemeentenuus. Vind meer uit oor die Leefkerk nuwe aanddienste in die kerksaal. 'n Swaaihou van sukses. Dankie vir 'n wonderlike dag van golf. 'n Oorsig oor die sukses van die golfdag van 11 April 2026. Spanning, bingo, sjokolade en 'n toekomsplan. 'n Oggend van samesyn. 5. Die weeklikse afkondigings, asook lief en leed is op die webtuiste indien u wil seker maak van enige iets. Ons leraars is Dominee Charnay Viljoen en Dominee Leon Cronje. Die adres van ons gemeente is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525. Die telefoonnommer daar is 044 620 0025.
Ons dank U vir U volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.